Môre Piet, dankie dat ons bietjie kan gesels. Jy moes enkele jare gelede jou vrou Hester na 'n moeilike pad van siekte aan die dood afstaan. Kan ons vir 'n oomblik 'n bietjie gesels oor die ervarings wat julle in daardie tyd gehad het en ook ervarings daarna, nadat jy jou vrou verloor het? Is dit reg dat ons daaroor gesels? Reg, Hannes. Baie dankie. Sê net eers, hoe lank was julle getroud en vertel kortliks net iets van julle gesin? Goed, ons was 46 jaar getroud. Ons uit hierdie gemeente getroud. En ons het 4 seuns met 4 wonderlike dogters gekry het. En dan het ons 8 kleinkinders. Regtig gebless. Baie dankbaar. Ja, 'n lang pad en 'n pad wat baie seën gehad het, maar wat ook sy uitdagings by tye gehad het. En toe kom die moeilike diagnose. Vertel asseblief daarvan. Goed, in 2016, toe wil Hester 'n pen van die vloer af optel met haar regterhand en toe wil haar duim nie saamwerk nie. En gaandeweg het die onmagtigheid toe nou toegeneem en het neuroloog nie kon uitvind wat fout is nie. En toe, na 'n jaar, is hy toe gediagnoseer met motorneuronsiekte. Nou, motorneuronsiekte is dat die brein stuur 'n boodskap na die spier toe en die spier kan dit nie ontvang nie. So deur die neuronbaan gaan die boodskap verlore en dan verval die spiere. En gaandeweg word dit impak verskillende dele van die lyf, maar is daar dan nou sekere dele wat dan nou disfunksioneel raak. En sodanig so het sy na 3 jaar toe nou het haar lyf net ingegee. So. Ja. En is sy toe oorlede. Ja. Geweldige lang pad, 3 jaar wat julle baie gestoei het met hierdie, baie opsies probeer het en baie dinge gedoen het, maar uiteindelik is Hester weg. In vandag se preek het ons gepraat oor die uitnodigings wat daar na gelowiges kom om met hulle nood na die Here te vlug. En dat daar te midde van verwarring en trauma ook kalmte en perspektief kan kom. Het julle so iets ervaar? Deel asseblief met ons kortliks enkele van die ervarings wat julle gehad het uit daardie tyd. Hannes, ja, verseker het ons dit ervaar. Van die begin af was ons gebed gewees: Here, help ons om te hoor wanneer ons wat moet verander in ons fisiese omgewing, terme van wat moet ons anders doen, hulpmiddels ensovoorts. In die tweede plek het ons gevra: Here, help ons net om nie ons geloof te verloor. En die Here het regtig vir ons bemagtig in al twee daai gevalle. Het hy gehoor en regtig met ons 'n pad geloop. Daar was 3, kan ek sê, faktore wat dit vir my makliker gemaak het. Die een ding was engele wat die Here net opgerig het in ons lewens. In terme van mense wat ons bygestaan het, vriende, dokters, verpleegpersoneel, wat regtig net ons gedra het, met baie dinge. Tweede ding was die persoonlikheid van Hester. Jy ken haar nou baie goed geken. Die ding dat sy altyd positief was. In daai tyd toe is ek in die apteek en ek lees 'n
so 'n plakkaatjie daar wat sê kindness is to care for somebody that doesn't care about you. En Esther was net die teenoorgestelde. Sy het so waardering gehad vir alles wat ek en ander mense vir haar gedoen het. Sy het so net op die omgewing buite haarself gefokus. Belangstelling behou in wat in die wêreld aangaan, as daar mense kom uitgevra oor hulle. En dan ook net haar geweldige sin vir humor. En sy was so skerp tot die einde, ten spyte van dat haar liggaam gegaan het, het haar sig en haar denke en die morse nie gegaan nie. Ja, dis hoe ons haar onthou. En die ander ding wat dit regtig wonderlik gemaak het, is toe haar spraak aangetast was, toe sy naderhand nie meer kon praat nie, het sy hierdie touchscreen raakskerm gehad wat 'n program opgehad het wat haar tik wat sy nog met die linkerhand kon doen in spraak verander het. So sy was gedurig nog deel van die gesprek gewees en kon 'n mens net, wanneer jy in 'n geselskap met haar sit, was jy vir 'n paar oomblikke bewus van haar beperkings. Maar daarna het sy net, jy vergeet, en net die mens Esther weer beleef. En dan die derde ding wat dit dan vir my regtig makliker gemaak het, was net die Here wat regtig vir ons vrede gegee het. Ja. Dis wat ek baie graag sal wil hoor, dat jy ook vir ons, spesifiek ook na aanleiding van vanoggend se boodskap, 'n bietjie meer sal vertel. In watter mate was dit vir julle 'n werklikheid gewees, dat die Here in hierdie moeilike situasie by julle was, saam met julle was, en regtig nie net in 'n mens se begeertes en idees nie, maar regtig prakties ervaar dat hy vir julle bygestaan het, en dat daar, vertel vir ons van dit asseblief. Ek dink daar was 3 skrifdele gewees wat vir ons baie beteken het. Die een was, al was ons besig om uiterlik te vergaan. 2 Korintiërs. Was ons besig om innerlik vernuwe te raak. Die ander een was Psalm 50, wat sê, lof is 'n offer. En wat ons regtig net kon ervaar hoe, wanneer ons die Here dank vir dinge wat ons nog kon beleef. Hoe ons net 'n vrede gekry het. En dan die derde een, wat vir my spesifiek is ook in 2 Korintiërs 4, wat ons praat van, ons is erwtekruike wat maklik breek. En hoe ek net ervaar het, hoe sieker Esther geword het, hoe meer haar uiterlike kruik gebreek het, hoe die skat van Jesus net deurgekom. En toe die vrede wat Esther net gekry het, mettertyd, het die neuroloog wat ons onder wie se behandeling ons was, net gesê het, daai vrede kan net van Jesus afkom. Ja. Dankie dat jy dit met ons deel. Want dit is ook die gedagte wat ons uit die lewe van Jesus uitkry, dat hy vat nie noodwendig
probleme weg nie, maar bring die vrede te midde daarvan. En wanneer die vrede kom, kom daar ook weer 'n toekoms, kom daar ook weer 'n nuwe aanpak van die lewe. Wil jy miskien daaroor, oor hierdie nuwe aanpak van die lewe, wat uit die vrede uit voortgespruit het vir ons iets sê? Kom ek sê net eers 'n ding van Esther is baie skuldig gevoel teenoor my. Dat sy so my lewe soort van on hold gesit het. En wat ek vir haar dan ook gesê het is, sy moenie onderskat hoe die Here met my besig is in die hele proses van goed in my lewe uit te sorteer. En die ander ding wat ek net so beleef het, is met my versorging van haar. Toenemend moes ek al hoe nader aan haar leef. 'n voorreg wat ek net nooit andersins sou gehad het. Om regtig ek meen man en vrou, jy is naby mekaar. Maar daardie het net 'n baie spesiale oomblikke geword. In hierdie naby versorging. So. 'n vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ja. Soos wat ons van leer in Filippense. Ja. Dankie dat jy daardie ervarings tydens Esther se lewe, se laaste deel van haar lewe, ook haar oorlye wat jy beleef het. Dis diep. Kan ek vra, nou amper 6 jaar later, op watter wyse hierdie hele geskiedenis, die gebeure in julle lewe tot vandag toe met jou is en hoe jy dit tans hanteer? En in watter mate daardie vrede ook weer 'n realiteit vir jou nou is? Ek besef net daai tyd bietjie ervaar, maar op watse pad die Here met my begin loop het van daai tyd af. Wanneer jou vrou weg is, moet jy jouself weer herdefinieer. Wie is ek? En ek net 'n besef begin kry dat godsdiens was tot 'n groot mate in my kop. Ek het die woord geken. Ek kon die regte verse quote op verskillende geleenthede. Maar daar was nie hierdie verhouding, hierdie liefdesverhouding tussen my en die Here. En hoe die Here daai tyd gebruik het van baie naby aan Esther om vir my iets te sê van jy moenie net die gedaante van godsaligheid hê wat die krag ontbreek. Jy moet regtig na my toe kom. Kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus. So, en gaandeweg het ek net beleef hoe ek daai deel kon aflê en wegdraai van myself. En net die Here begin lief hê, regtig. Mense om my begin lief hê. En kon ek regtig iets van Galasiërs 2 vers 20
net ervaar en sê, en nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Die lewe wat ek nou hier leef, leef ek in geloof in Jesus, Seun van God, wat sy liefde vir my bewys het, deur sy lewe vir my af te lê. Is regtig van daai tyd af, dat hierdie ding net al hoe sterker en sterker in my lewe begin figureer het, of dat ek dit so beleef het, en ek weet. Ja. En die belewenis van vrede, lei ek af, wat gegroei het, te midde van, ek is seker daar moet verlange wees, daar is nog momente van hartseer. Ja. Maar daar's iets wat gegroei het uit dit uit. Ja. Wat ek by jou hoor. Nee, veral, ek meen, met 'n gesprek soos hierdie, wat jy nou alweer beleef, skielik bietjie emosioneel. Nee, dis reg, Peter. Dis diep. Maar die Here was my so goed, en is steeds, om, ja, ek mis haar, maar daar is 'n dinamika in 'n ou se verhouding met die Here, wat maak dat 'n ou verder kan kyk as jou onmiddellike gemis. Groter prentjie kan begin raak sien. Hoe die Here haar lewe gebruik het om my lewe te verander. Ek meen, ou is dankbaar oor herinneringe van vroeër jare. Maar veral hierdie tyd, wat die Here net gebruik het om regtig ingrypend in my lewe in te doen. So, en dan die vrede, wat daarmee saamgaan. Ja. Baie dankie dat jy dit met ons deel. Dit is baie diep. Kan ons afsluit? Ek wil vir jou die vraag vra, vanuit hierdie ervaring, wat kan jy ook vir ander mense, van ons broers en susters in die gemeente, maar ook ander mense, net sê, uit hierdie ervaring oor aan mense wat deur moeilike tye gaan? Het jy 'n woord vir ons? Ek graag. Elke mens se ervaring is anders. Is uniek. Ja. Ek meen, wat ek beleef het is hoegenaamd nie voorskriftelik vir iemand anders nie. Maar ek sou tog dink daar soos 'n paar goed in terme van onthou. Onthou hoe die Here van kindsbeen af ons onderneem het. Onthou dat wat in die woord staan waar is. Hoe die Here ons lief is. Regtig. En ja, die Here is soewerein. Hy kan goed toelaat in ou se lewe, maar dit is nooit sonder liefde nie. En dit gaan ten goeie meewerk. Een of ander tyd. Want hy is lief vir ons. Daar is beloftes. Leef eendag op 'n slag. Moenie probeer om die volgende 10 jaar of wat ook al, vir volgende jaar net, te probeer visualiseer van wat gaan nou gebeur met my. Eendag op 'n slag. En dan die hele ding van dankbaarheid. Dankbaarheid vir al die positiewe goed wat nog in jou lewe is. Dankbaar met die wete die Here is vir jou lief en hy sal jou nie los as jy aan hom vashou. Want dankbaarheid gee stiekrag vir die toekoms.
Dankbaarheid gee stuurkrag. Vrede gee stuurkrag. Ja. Dis 'n groot, kragtige boodskap. En as ons dit saam met jou uit hierdie ervaring van jou kan haal, is dit groot seën wat ons saam met jou graag deel. Piet, baie dankie. Dankie vir die openhartigheid daarvan. Dankie, Hannes. Dankie dat ons hierdie kon deel. Dankie dat ons ook geseën kan wees deur jou ervarings en deur die vertelling daarvan dat jy dit met ons gedeel het. Groot waardering. Voorreg, Hannes. Baie dankie.